Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies. Wanneer dit by boedelbeplanning kom, hoor ons dikwels die woord trusts. Maar is 'n trust steeds een van die beste maniere om jou bates te beskerm? En wanneer maak 'n buitelandse trust meer sin as 'n Suid-Afrikaanse een? Dis presies wat ons vandag gaan uitvind. By my is Corinne van der Merwe, direkteur van Sovereign Trust, en Chanel Reder, direkteur van Delgado Velosa en Reder Prokureurs. Asai, Corinne en Chanel, baie welkom op die program. Dis Baie lekker om net te hê. dankie Thys, is ongelooflik. Corinne, ons begin spesifiek by jou, direkteur van Sovereign Trust. Wat doen julle presies? So ons is in die besigheid van oprigting van buitelandse trusts, maatskappye en dan ook pensioene. So jy sal tipies na ons verwys as 'n corporate service provider en ons doen dan die oprigting sowel as die administrasie. Ja, eenvoudig, lekker, great. En dan Chanel, daar by julle? So ons is 'n nasionale regsfirma en ons doen eintlik kommersiële en tax reg, so waarvan boedelbeplanning is baie op dit. Ons doen ook ons inhuis oordragte en boedels en ons het ook 'n fiduciêre arm iProtect wat meer na die trust gedeeltes op fokus soos professionele dienste vir trusts. Net wil ons kyk daar buite, as ons byvoorbeeld daai vraag kan vra vir Corinne, jy weet, is 'n Suid-Afrikaanse trust regtig waar nog jy moet werd? Jy weet, as 'n ou gaan kyk byvoorbeeld vir wat hy werd was 10 of 15 jaar terug, jy weet teenoor vandag. Ek dink daar's definitief 'n plek vir Suid-Afrikaanse trusts. Chanel, dit is eintlik julle area van expertise. Jy weet presies hoeveel trusts jy per jaar oprig en waar jy eintlik die werklike voordele sien is wanneer die oprigters eintlik maar ten sterwe kom. En net soos wat daar 'n plek is vir Suid-Afrikaanse trust, is dit interessant om te sien waar die buitelandse trust eintlik nou ook 'n rol begine speel en eintlik meer prominent begine raak as wat dit in die verlede was. As gevolg van verlaagde kostes, en mense raak meer bewus daarvan. Ons het die internet, inligting rondom truststrukture en hoe dit werk is net baie meer vrylik bekombaar as wat dit in die verlede was. Ja, ek kan ook net sê wat Suid-Afrikaanse trust dan betref, die persepsie dat dit net vir boedelbeplanning is, maar daar's baie wyeer redes hoekom ons dit doen in die persoon se leefstyl, in sy persoonlike omstandighede, en as 'n beplanningsinstrument terwyl hy nog hier met ons is en nie net met afsterwe nie. En daar het ons 'n groot rol wat trust speel in die Suid-Afrikaanse beplanning. Ek dink jy gaan sommer aan met die vraag dan, jy weet, om te sê, wat is 'n diskresionêre trust? Jy weet, en wanneer speel hy 'n rol? Jy weet, is dit ook iets wat jy voor afsterwe opstel, na afsterwe? Jy weet, wat is 'n diskresionêre trust? So diskresionêre trust is wat ons die regsterm inter vivos noem. Met ander woorde, dit word in jou leeftyd opgerig deur die stigter van die trust. En dan het dit trustees en die begunstigdes, waar 'n testamentêre trust is meer 'n mortis causa trust, soos ons nou sê wat nou na afsterwe gebeur en dit word in jou testament opgerig. So met 'n diskresionêre trust is 'n trustakte wat die trust tot stand bring en hy word by die meester van die Hooggeregshof geregistreer. So in jou beplanningsfases gebruik ons daai trust verkieslik baie meer as testamentêre trust. En eenvoudig, dit gee vir jou 'n instrument wat jy reeds nou al kan gebruik in jou beplanning en nie iets wat eers in die toekoms moontlik gaan nodig wees as daar 'n insidente soos afsterwe nie. So diskresionêre trust is definitief 'n ongelooflike instrument om mee te werk. Is dit belangrik om byvoorbeeld nie net in jou testament te benoem, ek soek 'n testamentêre trust vir my 2 kinders en dan moet hy eers opgerig word nie, maar is dit nie so belangrik om eintlik al klaar die trust akte op te trek? Jy weet, maar dit is nog nie in plek nie, maar op afsterwe, jy weet, dan speel dit wel 'n rol. Is dit belangrik? Weet jy, die groot ding is wat mense nie besef altyd nie, is 'n diskresionêre trust werk op 'n akte soos jy nou genoem het. So dis amper gebaseer op kontrakreg. So jy kan dit verander, jy kan sekere beginsels insit, jy kan sekere voorbehoude bysit. 'n Testamentêre trust word deur jou testament as die instrument tot werking gebring. So kom 'n voorbeeld vat, jy doen jou testament 10 jaar terug en jy het nie jou kind benoem in jou testamentêre trust nie. Jy kan nie dit verander na die tyd nie. So 'n testamentêre trust het 'n baie eng toepassing, wel definitief van toepassing in ons reg, maar wat ek prakties ondervind met 'n testamentêre trust, daar's baie keer goed dat jy nie voorsiening maak by afsterwe nie en ons kan dan nie teruggaan nie. Dis amper soos die 10 gebooie. Hy's vasgeslaan op sement. En die testament is die dokument wat hom reguleer. So daarom is diskresionêre trust baie makliker en beter om te gebruik. Corinne, daai woord alter ego trust. As 'n mens byvoorbeeld daarna ook gaan kyk. En op afsterwe byvoorbeeld dan nou met 'n trust wat reeds in plek is dan nou. Baie mense sê ook ja, maar dit is 'n manier ook om basies weet jou bates en bestuur daarvan uit die graf uit te bestuur. Kom ons speel 'n bietjie met daai woorde. Okay, maar wat is julle opinie rondom dit? Want jy kan sekerlik nie uit die graf uit basies op beheer hê nie. In Suid-Afrika, dink ek, is dit 'n groter risiko
as wat dit is by buitelandse strukture. Die alter ego is waar jy 'n trust oprig, waar jy jou bate gee vir die trustees, wat dit dan nou moet bestuur tot voordeel van die begunstigdes. Die oprigter is veronderstel om beheer oor te gee. Maar in Suid-Afrikaanse trustwetgewing mag jy die oprigter ook aanstel as 'n trustee. Hy mag tot 'n begunstigde wees. So wat dan gebeur is, die oprigter beheer die trust en hy gee nie die bates werklik oor en almal wat trustees is maak saam 'n besluit nie. Baie keer beheer daai oprigter die bankrekening. Baie keer sal hy die besluite maak, betalings maak, bates bekom en daar was nie 'n trustee vergadering nie. Korrek, ja. Dan is die trust eintlik die alter ego. So jy verloor jou beskerming wat 'n trust vir jou gee wanneer dit kom by boedelbeplanning en batebeskerming. Want as dit my bate is en ek gaan deur 'n egskeiding, word daai bate dan steeds geag as my bate. As jy dit vergelyk met hoe trust bestuur word in die buiteland, dan het jy jou oprigter, ons praat van die settler, wat die bate oorgee aan die trustee, maar die oprigter is nie ook 'n trustee nie. 'n Trustee moet 'n gereguleerde entiteit wees. Jy het 'n lisensie in die buiteland om as 'n trustee te mag optree. So jy het nie die situasie waar die oprigter die bankrekening en die besluitneming beheer nie. So die argument rondom alter ego is nie gewoonlik so relevant aan die buitekant in die buitelandse trust as wat dit is in Suid-Afrikaanse trust nie. Ek wil die inset sal afsluit net met 'n kort antwoord van albei van julle af. Wanneer moet ek 'n trust ontbind? Jy weet, wanneer raak 'n trust dan nie meer die moeite werd? Byvoorbeeld as ek 'n bestaande diskresionêre trust het byvoorbeeld nie. Mense sal trust ontbind wanneer hulle finansiële posisie verander, wanneer hulle nie meer nodig is nie. As 'n trust vir 'n spesifieke doel opgestel is of as 'n trust opgestel is vir tot 'n kind 'n sekere ouderdom bereik, dan word daar gewoonlik gekyk om die trust te ontbind. Ek dink Corinne, voordat jy antwoord, ek net 'n dingetjie bylas om te sê wanneer gaan die meester dan byvoorbeeld 'n trust ontbind? Ek dink daar gaan nie veel aan by die meester se kantoor op die stadium nie. So ek dink nie hy gaan die inisiatief neem om dit te doen nie, maar dis nie net vir die meester om te ontbind nie. Daar's administratiewe prosesse wat moet plaasvind. Die proses is eintlik maar wanneer ons 'n trust ontbind by die meester, moet ons die bankrekening moet gesluit wees. Hy kan geen meer bates hê nie. Alle voordele in die trust moes uitgekeer wees aan die begunstigde. So daai resolusies en verklaringe word ingedien by die meester om te wys die trust kan nou gederegistreer word. Dis amper soos as jy uit 'n huis uittrek. Dis nou leeg. Ja, dan ons kan geen hom bates en dan word dit by die meester ingedien en die meester sal dan die oorspronklike magtigingsbrief terugtrek en dit word ingedien. Die trust word dan gederegistreer en dan word dit by SARS ook gederegistreer as 'n belastingopgawe. Net hierna kyk ons waarom sommige mense eerder 'n buitelandse trust oprig en hoe dit van 'n Suid-Afrikaanse trust verskil. Die doel van 'n trust bly dikwels dieselfde, maar buitelandse trust werk op verskeie maniere anders as Suid-Afrikaanse trust. Corinne, oor na jou toe. So met ander woorde, wanneer het 'n Suid-Afrikaner basies, wanneer sal hy begin kyk na 'n buitelandse trust struktuur en hoekom? Buitelandse trust word baie keer vir dieselfde redes as Suid-Afrikaanse trust opgerig. Jou boedelbeplanning, kontinuïteit, beskerming van minderjarige kinders, miskien van die ouer garde, dalk is daar verslaafdes in die familie wat nie finansiëel weet hoe om met geld te kan werk nie en vir wie jy nie die beheer wil gee nie. So al daardie redes is ook van toepassing wanneer dit kom by buitelandse trust. Maar dan is daar addisionele redes. Wanneer jy 'n buitelandse trust oprig, het jy baie meer beleggingsopsies en dan is jou geld ook in hard currency. Ponde, euros, dollars. So as jy daai blootstelling wil hê en wanneer jy begin dink aan diversifisering, wat is my persentasie van bates in Suid-Afrika versus oorsee? Dis dan wanneer ons navraag kry by Sovereign Trust oor ek is nou reg vir 'n buitelandse trust. So nou wat na jou toe, wat is die groot verskille? Jy weet van 'n Suid-Afrikaanse trust, jy weet teenoor 'n buitelandse trust. As jy wil net aanvul. So Suid-Afrikaanse trust het definitief 'n groot belang, soos ons nou reeds gesê het voorheen. Maar dis vir my die werking van dit is binne jou Suid-Afrikaanse grense. So jy hou baie kliënte het nog steeds hulle Suid-Afrikaanse bates of hulle nou oorsee woon of hulle hier aftree, hulle besighede opbou. So dit is eintlik maar die persoonlike beplanning en doelwit. So jy kyk na jou leefstyl, watter bates jy graag buite Suid-Afrika wil hou in 'n jurisdiksie, wat Corinne nou voorsiening vir maak, watter bates hou jy binne. Ons het kliënte wat nie Suid-Afrikaanse burgers is nie, maar wel eiendomme koop in Suid-Afrika onder 'n truststruktuur vir dieselfde persoonlike redes. So daar is 'n baie goeie simbiose tussen die twee entiteite vir baie kliënte en dit raak al hoe makliker en geriefliker vir kliënte om beide te hê, 'n Suid-Afrikaanse trust en 'n oorsese trust.
Wel, as ons kyk byvoorbeeld Corien, die algemene Suid-Afrikaner word hy meer blootgestel byvoorbeeld soos aan Mauritius en byvoorbeeld iewers in Europa en hoekom is dit so belangrik om die regte, kom ons sê, location te kies, weet waar jy die trust wil plaas? Dit is altyd lekker om hierdie konsepte te verduidelik saam met idees. 'n Mauritius Trust werk veral lekker wanneer jy eiendom gaan koop in Mauritius of jy wil net 'n beleggingsrekening oopmaak, want dis die goedkoopste. Ons Suid-Afrikaners, ons dink in rand, dis duur om fooie in dollars te betaal. En Mauritius is naby. Ons het nog steeds daai gevoel van ons gaan beheer oorgee, maar ons gaan ook nie heeltemal beheer oorgee nie. absoluut. En ons gaan nou sommer hou daarvan. 'n vakansie hou en ons gaan ons trustees sien en ons gaan ons bankier sien. So Mauritius is by verre die gewildste jurisdiksie vir ons in Suid-Afrika om trust op te rig. Maar as ek met my kantoor in Londen praat, is die Isle of Man en Guernsey weer by verre die gewildste. En dis wat hulle ken en daai eilande se wetgewing en trustees verstaan mekaar baie beter. So as jy byvoorbeeld jou bankier sit in Guernsey, jou fondsbestuurder sit in Guernsey, jy gaan dalk in elk geval een keer 'n jaar Guernsey toe om met hulle te gaan gesels. Maak dit sin om 'n trust in Guernsey op te rig eerder as in Mauritius. En dan het jy interessante jurisdiksies so Cyprus. Cyprus tradisioneel is nie 'n plek waar Suid-Afrikaners sou dink, kom ons gaan sit 'n trust op nie, want hulle onthou nog al die drama rondom die bankrekeninge en geld wat uitgehaal is. Cyprus werk baie goed vir wanneer jy Europese beleggings wil doen, want Cyprus vorm deel van die EU. So jy sal baie mooi gaan kyk, waar is die bates, eintlik wat is die langtermynbeplanning rondom dit, is daar praktiese vereistes waaraan ons moet kan voldoen, voordat ons dan nou die finale keuse maak om te sê, ons stel, voordat jy 'n Mauritius of 'n Cyprus of 'n Guernsey Trust oprig. So as jy byvoorbeeld gaan kyk, die komplikasies, jy weet, rondom die verstandhouding van 'n gewone Suid-Afrikaner wat nou hierdie, kom ons sê net maar, halwe vinnige crash course moet kry en dan al sy bates basies weet dan so te laat bestuur. Maar dan kom maar woorde op soos byvoorbeeld 'n protector. Jy weet, so kry jy 'n bodyguard saam met jou trust, jy weet, in die buiteland, hoe werk dit, jy weet? So, ons het lank eintlik gelag oor wat is die Afrikaanse woord vir 'n protector, waarmee ons opgekom het is 'n beskermheer. So in buitelandse trust, omdat die oprigter nie 'n trustee is nie, stel ons baie keer 'n protector aan. Dit is ook nie die oprigter nie, want weer eens as ek die rol gaan verduidelik, gaan jy verstaan, dan gee die oprigter nie eintlik beheer oor nie. Die protector het 'n negatiewe veto reg teenoor enige besluit wat die trustee kan maak, of jy kan dit dan nou ook beperk in die trustakte. So hy speel 'n baie belangrike rol. So byvoorbeeld, begunstigde kom na die trustee toe en sê, my pa het gesê ek kan 'n kar kry op 21, ek wil graag 'n rooi Porsche hê. Trustees voel, daar's genoegsame fondse om die rooi Porsche te koop, maar die protector weet, dit sou nooit in die pa se beplanning gewees het nie. Miskien 'n Volkswagen of miskien 'n Polo, maar nie so duur kar nie. So dan kan hy sê nee. Maar die protector kan nie kom en sê, ons gaan nou hier belê en ons gaan nou daardie bates koop nie. So hy kan nee sê, en tipies waaroor hulle magte het is, nee sê vir verandering van begunstigdes, uitkering van geld. Wanneer kan ons die trust se wetgewing verander? Wanneer kan ons die trust toemaak? So daar's tipiese goed en dan kan jy dit 'n bietjie weier maak, maar jy moet ook dan nou net weer versigtig wees dat jy nie van die protector 'n trustee maak nie. Dis 'n ander ding. Daai konsep bestaan nie in Suid-Afrikaanse wetgewing nie, maar dit is soortgelyk aan jou onafhanklike trustee, nê? Ja, definitief. Definitief 'n onafhanklike trustee is iemand wat onafhanklik staan van die familietrustee en die familiebegunstigdes. En dit is eintlik maar die persoon wat die wensbrief van die stigter sal in ag neem wanneer daar besluite geneem word of sekere riglyne bring in die bestuur van die trustfonds. Hoe belangrik is die onafhanklikheid van daai persoon? Want ek bedoel, baie mense, ek sê maak jy fout nie, maar hulle doen presies dieselfde om te sê, ja, maar ek gebruik my boekhouer of my ouditeur, vriend, jy weet, of my prokureurspel, jy weet, en dan op 'n ander dag is dit ook nie so eintlik so objektief, jy weet, want onafhanklikheid speel ook seker 'n groot rol, jy weet, maar kom ons hou laastens, dan kan ons hierdie segment ook afsluit om sê, maar die protector, kan hy 'n Suid-Afrikaanse burger wees, of is dit tipies iemand wat byvoorbeeld in daai jurisdiksie sal wees? Ja, dit kan 'n Suid-Afrikaanse burger wees, want hy het nie positiewe magte nie, so ons is nie bekommerd rondom die beheer wat hy uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief uitoefen nie, solank dit net binne in daai raamwerk bly en dit is negatiewe aksies wat hy kan uitvoer. Dit kan ook 'n maatskappy wees, so dit hoef nie 'n individu te wees nie. My raad wat ek altyd net gee is, dit moet iemand wees wat die familie se hart ken. Korrek, ja. Hy moet ook nou nie so onafhanklik wees dat hy alle menslikheid verloor wanneer dit kom by besluitneming rondom die trust nie.
Ek dink van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt af moet jou onafhanklike trustee die nodige kennis hê en insig. Nie net in terme van finansiële bestuur van die fonds nie net in terme van die regsaspek van 'n trust nie net in terme van die boekhouding en die verantwoordelikhede in terme van jou finansiële aanslag wat jy moet indien aan SARS nie, maar iemand wat holisties 'n ondervinding het om ek gebruik altyd die voorbeeld, dis amper as jy jou 18-jarige kind moet leer bestuur, moet jou onafhanklike trustee amper soos jou instrukteur wees wat hulle leer hoe om dit te doen en hulle wys wat om te doen om hulle reg te help. En dit is bitter belangrik dat daai persoon die verantwoordelikhede van 'n trusteeskap verstaan en aanvaar en onafhanklik bly en onpartydig bly is baie belangrik. Bly inskakel net na kyk ons wanneer 'n buitelandse trust werklik sin maak en wanneer 'n Suid-Afrikaanse trust dalk die beter keuse is. 'n buitelandse trust klink dalk na die ideale oplossing, maar dit beteken nie dis die regte keuse vir almal nie. Kom ons kyk wanneer so 'n struktuur werklik waarde toevoeg. Ek dink Corine, kom ons begin maar daar by jou. Jy's mense het die persepsie van byvoorbeeld 'n buitelandse trust. Is dit net vir die kom ons sê die welgestelde mense en families en wanneer is dit eintlik voordelig vir enige tipe familie? Jy weet om so 'n trust basies op te stel. Ek sal vra hoekom wil jy dit doen? Daar moet genoegsame redes wees. Want dit is moeite. Daar is baie papierwerk wat in dit ingaan en daar is fooie wat jy in ag moet neem. Ek sal sê sodra jy by R5 miljoen kontant kom en jou enigste doel is om te diversifiseer, kan jy begin kyk na Mauritius as 'n jurisdiksie. Wanneer jy vir my sê ek wil graag na ons praat van die Channel Islands, Guernsey, Isle of Man, Jersey begin kyk, dan moet jy ten minste R25 miljoen of meer hê, sodat die koste-analise en die groei op die beleggings sin maak. Maar daar kan ander redes ook wees hoekom jy die trust oprig. Dalk is daar 'n vererwing wat inkom. Dalk het jy 'n Britse pensioen wat jy wil skuif. En onder sekere omstandighede mag jy daai fondse ook in 'n trust inskuif en daai kostes van daai tipe strukture is dan weer baie goedkoper. So jy hoef glad nie 'n ryk man te wees om 'n trust in die buiteland te hê nie. Daai persepsie dit is vals. Maar ek dink op die ou einde sal ek gaan vra hoekom doen jy dit? Hoeveel geld het jy beskikbaar? En dan gaan doen ons 'n koste-analise saam met wat die moontlike groei kan wees op die trust. Wel, dis interessant. Chanel, oor na jou toe. As mens byvoorbeeld nou weer kyk na 'n testamentêre trust, is dit dalk iets wat jy sal inskryf byvoorbeeld in 'n testament, byvoorbeeld die testamentêre gedeelte om dit dalk in 'n buitelandse trust te gaan plaas, jy weet as begunstigde. So daai boedel dan nou ontstaan. Jy weet, is dit iets wat jy byvoorbeeld nou kyk op dieselfde basis? Solank dit uitvoerbaar is, kan die term in jou testament ingebring word. Dit kan wees dat 'n testamentêre trust gebruik word meerstens vir Suid-Afrikaanse bates weer eens in jou testamentêre trust. En as jy reeds 'n oorseese trust gestig het, kan ons hom benoem in jou trust. Ook baie algemeen wat ons baie keer doen is ons doen testamente vir kliënte in buitelandse jurisdiksies wat daai bates reguleer. So die jurisdiksie van die testament is dan oor in bates wat hulle reeds hulle persoonlike naam in die buiteland besit en dan gebruik ons meer die regte vir die jurisdiksie in die land waar dit is byvoorbeeld. Maar Suid-Afrikaanse trusts, ek dink dit is nog maar belangrik vir my om dit te ringfence soos die Engelsman sê, dat jy maar dit hou vir jou Suid-Afrikaanse bates, want jou testamentêre trust het sekere beperkte bevoegdhede in terme van veranderinge en aanpasbaarheid. Corine, kom ek vra vir jou hierdie vraag, jy weet, so met ander woorde, ek het byvoorbeeld nou 'n trust in Mauritius, okay, maar ek het byvoorbeeld nie 'n trust in Suid-Afrika nie, maar ek bly in Suid-Afrika, betaal die belasting ensovoorts, so ek het nou bates wat ek dan nou het in Mauritius binne my trust, wat is die belangrikheid vir my om basies weet 'n testament in Suid-Afrika te hê, maar ook 'n testament, jy weet, in Mauritius te hê? Wanneer dit kom by 'n trust, het ons 'n wensbrief. En tipies in die wensbrief sal dit sê, in die geval van my dood, wil ek graag hierdie trustees moet nie die eiendom verkoop nie. Dit is daar tot die dag wat die kinders 30 jaar oud is en dan kan hulle besluit. So die wensbrief is soortgelyk aan 'n testament, maar 'n wensbrief is nie afdwingbaar nie. Wanneer ons buitelandse trust oprig, dring ons aan daarop dat elke trust moet 'n wensbrief hê en dan moet dit ook gereeld hersien word soos wat die omstandighede verander. Maar jy het nie 'n testament per se nodig wanneer jou bates in die buiteland in 'n trust is nie. Dis klaar beskerm en die trust gaan net aangaan as jy doodgaan. Maar kyk, as ek byvoorbeeld dan nou kapitaal skuif, soos kom ons sê my diskresionêre tipe van limite wat ek het. Jy weet 2 miljoen tussen my, 2 miljoen tussen my vrou
en ons albei, jy weet, is in dieselfde trust byvoorbeeld in 'n Mauritius byvoorbeeld en nou skuif ons dit oor soontoe. Sekerlik op die einde van die dag, jy weet, moet dit ek alleen dit mos eintlik dan nou vir my trust. Jy weet, met ander woorde, is dit 'n ding wat ek nou eintlik uitgeskuif het want ek het dit diskresionêr uitgeskuif of is dit iets wat die meester nog steeds kan sê wag 'n bietjie, ek weet ja, daar's ons nog ietsiekie daar of hoe werk daai in praktyk? Ja, kyk die leningsrekeninge is nog steeds in jou boedel. Ja. En dit word gewoonlik dan in jou testament hanteer. So jy kan jou leningsrekening kan jy nou bemaak aan 'n kind of aan 'n gade. En dit het nog steeds die belastingimplikasies van jou boedel. Daar is oorseese strukture soos byvoorbeeld 'n conservo en wat jy sekere beleggings kan maak in 'n trust formaat wat Corinne vir jou meer kan verduidelik wat wel daai boedelbeplanning inbring. Maar jou leningsrekening bly definitief nog 'n bate in jou boedel. So ons moet dit in ag neem wanneer ons na jou testament kyk, na jou boedelbeplanning kyk, na jou truststrukture kyk en hoe alles bymekaar inpas. Van daar af byvoorbeeld, wat is die grootste foute wat die meeste Suid-Afrikaners maak? Jy weet, so oor die algemeen. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt af is die ou gesegde van goedkoop is duur koop kom Correct, baie ja. keer van toepassing op hierdie tipe strukture. So hulle wil graag 'n struktuur in plek stel, maar hulle wil nie noodwendig die administratiewe kostes of die opstalkostes doen nie of die nodige professionele persone aanstel om hulle te by te staan en met dit te bestuur nie. En dis wanneer die trustfondse verkeerdelik bestuur word. Dis wanneer daar sekere regmatige aanspreeklikhede nie voldoen word nie. En dit affekteer dan die beskerming wat die trust jou moet bied, buitelands en ook in Suid-Afrika. Praktiese voorbeeld vir die publiek daar buite is, dis soos 'n huis. Jy bou nie 'n huis op 'n fondasie wat nie solied is nie. Korrek, ja. Dit moet reg wees. Corinne, ek wil afsluit by jou om basies jy weet die finansiële beplanner wat daar buite is. Jy weet en natuurlik die normale kyker wat daar buite is wat gekoppel is aan 'n finansiële beplanner. Is dit belangrik dat daai tipe van finansiële beplanner byvoorbeeld met Sovereign moet kontak maak en is dit 'n diens wat julle byvoorbeeld ook dan nou lewer, jy weet, vir kliënte daar buite wat verwys word? 'n Groot deel van my werk is om finansiële adviseurs op te lei in buitelandse strukture en hoe jy te werk gaan, hoe befonds jy 'n trust, die lening, die konsep dat dit rentedraend moet wees. Leen jy in Swiss francs of leen jy in dollar of leen jy in rand? So ek sal graag enige finansiële adviseur daar buite vra, kom gesels met ons. Ons geniet dit. Dit is 'n groot passie vir my om te verduidelik hoe die buitelandse strukturering werk. En enige kliënt wat meer wil uitvind, is meer as welkom. Ek deel graag my inligting wat ek het aan die buitekant. Wel dames, baie dankie. Ek dink ek het selfs 'n klein bietjie slimmer geraak vandag. Jy weet so, maar ek dink die kykers ook al buite waardeer dit ook baie en natuurlik ja, sterkte met die paadjie vorentoe. Ons kom kuier volgende keer by julle in die Kaap. Baie dankie, julle is welkom. Dit is welkom. lekkerder. Jy weet dan kom sit ons 'n bietjie in julle kantoor. Okay. Ons sien uit. Baie Baie dankie. dankie vir julle, hoor. Ja, dit was 'n baie aangename Great. ervaring gewees vir ons. Ons sien julle in elk geval weer vandag. En dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle volgende keer net hier op Wins of Verlies.